Kerk, Pater Frank, my naam is Janus, ek is die oude broer van Gerben. En is my gevra om hulle as gesin aan julle nou te kan voorstel. Ek doen dit graag ook op 'n manier om so 'n bietjie beter kan leer ken. Ek wil graag 'n skets van hulle lewe vertel, 'n klein opsommende deel van elkeen van hulle. Ek wil graag vir Gerben begin ken maar langste. In die jaar 80 ontmoet. Ek waar hy gebore is as tweede seun van 4 in ons baie gesin. Hy is gebore hier in Pretoria. Kort daarna 'n paar weke van Ermelo toe is die verhuis. Dus ek in Ermelo waar ons 'n paar van die lidmate wat tans hier is ook ontmoet het. En Gerben was homself ook in soveel jaar tensens sy keerskoolklas in Ermelo gewees. Gerben in Ermelo ook tans sy laerskoolloopbaan begin. En na 'n beroep wat my pa van my terug Pretoria toe, het hy sy skoolloopbaan volëindig in die gemeentskool Posma, waar hy 2007 gematrikuleer het. Hy het sy eerste jaar van studies begin, net soos my pa in rekenkunde. Hy het tog hier by die Universiteit van Pretoria, hy het alhoewel vroeg in die jaar besef dat dit nie eintlik wat hy doen nie. Hy het toe al besef dat hy geroep word om teologie te studeer en so met my pa gespreek. En hy het toe daardie stadium beoog om die ambt van predikant te soek en so word dan die 4de generasie van predikante in ons Meyer te word. Oorspronklik was dit my oupa Johannes en Johannes Meyer in Nederland. Vervolgens is sy seun Johannes Gerard, ons oupa wat hier te beroep is, iemand geïntegreer het, en ook my pa Gerard Johannes en gevolg deur Gerben. En dan ook, as die Here se wil is, later in maar ons jonge broer Dirk dat die gemeente Bloemfontein bevestig word. So Gerben het toe daardie stadium opgehou, sy het in die studies begin met sy tale wat heel voleindig het by die Universiteit van Pretoria. Genoeg van Gerben op die stadium opgegraaf het waar gesê oor Anne Berger, soos sy bekend staan van ons van sy hoefe. Sy is gebore in Nederland in die provinsie Groningen. Sy net soos Gerben is sy die tweede oudste kind in 'n gesin van 4 kinders. Beide haar ouers is albei onderwysers en hulle bly tans ook nog steeds in Nederland saam met al haar ander familie wat hulle nasate. Sy het skool gegaan in die provinsie Friesland, waarna sy nadat sy haar skoolloopbaan volëindig het, sy besluit om haar ouers se voetstappe te volg en ook onderwyser te word. Met dit sy die geleentheid gekry om as 'n uitlandsstudent op besoek te kom in Pretoria in 2010 en so Gerben ontmoet. Waar vinnig van gespat het, hulle vinnig verlief geword, die liefde was duidelik voortgegewe en het gegroei. En so sin dat Gerben besluit het om sy studies hier te staak en verder te gaan studeer in Nederland saam daar terug te gaan. Gerben het toe in 2011 tot 2015 by die Universiteit van Kampen sy teologiegraad verder gestudeer. Gerben anders ook in 2015 in Nederland. Hy het verloof geraak, is ook in Julie daardie jaar getrouwd. Sy het ook 'n huweliksfees hier gevier, toe hy teruggekom het later daardie jaar. Later 2015 is Gerben self hier ook die direktore ondervra en beroepbaar gestel. Het toe van daar beroep ontvang by die Gereformeerde Vryburg, waar hy tot onlangs toe nog gedien het. Uit hulle huwelik het die Here ook vir hulle 2 verbondskinders gegee, sover ons nog meer van hulle sien. Die oudste 2,5-jarige oude energieke blonde jongman, die naam van Johannes Mats, en 'n baie liefdevolle saggeaarde klein dogtertjie wat 10 maande oud is, Juliet en die first. Dit is duidelik dat die Here dat ryklik seën in sy verbond, ons bid dit dat hy so mag doen in die nuwe gemeente waar hy stel. Mag jy groei, mag hy jou werk hier bevestig en mag jy saam as gemeente ook groei en nuwe predikante jy nog ontvang. Ek stel dus so in voor Gerben, Anne, Mans en Julie.